U verander my hele lewe. U vat my styf aan die hand. By U wil ek bly. U verander my hart. U verander my hele lewe. U vat my styf aan die hand. By U wil ek bly. Goeiedag geliefde, 'n week waar ons gepraat het oor verander. Hopelik waar ons onder die indruk gekom het, waar jy onder die indruk gekom het, dat verandering broodnodig is. Dat ja, dat is die enigste ding in die lewe wat konstant is, maar nie net dit nie. Dis nie verandering ter wille van verandering, dis verandering ter wille van 'n goddelike lewe. 'n Diep, toegewyde lewe. En dit is tog die moeite werd om verandering dan te hê. Ons sluit op hierdie Vrydag af met Romeine 5, vers 1 en 2. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons ook in die geloof die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. In Indië bestaan daar 'n klassestelsel wat genoem word die kastestelsel. En die kas waarin jy gebore word, bepaal die stasie van jou lewe. Jy word in armoede gebore, of in bitter armoede gebore, of jy word in rykdom en in voorreg ingebore. En dit is jou kas, en die kaste meng nie, en die kaste kan nie verander nie. Dis jou stasie in die lewe. En baie keer vind ek dat mense dit glo van Christen wees. Dat mense ook nou maar op 'n stasie is en dit is hulle stasie vir die res van hulle lewe. Ek praat nou nie noodwendig van fisies nie. Maar hoor tog die volle boodskap van Romeine 5 vers 1 en 2. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. So baie mense glo vandag nog dat God die mens haat. Dat God vir die mens kwaad is. Dat ons moet kies en keer en baie mooi oppas dat ons net die regte dinge doen, dat God net nie vir ons kwaad word nie, want God is 'n tiran, hy's 'n ou pappa figuur, hy's 'n onderwyser figuur wat daar in die hemel sit met 'n rooi pen en hy maak merkies wanneer jy verkeerd doen en hy gaan vir jou bykom daaroor. Natuurlik was dit wat by die sondeval gebeur het. Daar het hierdie skeiding tussen God en mens plaasgevind, maar vanaf na die sondeval tot dwars deur die evangelies gaan dit daaroor dat God dit juis kom regmaak. En Paulus hier in sy testament skryf, daar is nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus, hoor jy? Daar het versoening plaasgevind. Daar het 'n nuwe verhouding plaasgevind. Daar is verandering. God het nêrens verander in 'n tiran nie. Inteendeel, hy wil so graag hê dat die mense belewenis van hom moet verander, dat hy sy seun kom gee het, om ons weer in die regte verhouding te bring. Daarom sê Paulus, ons is nou vrygespreek deurdat ons glo. En dis die grootste verandering wat ek dink meeste mense nie kry nie. Dit wat jy was voor wedergeboorte en bekering. Dit wat jy daardie tyd was, is jy nie meer nie. Jy is daarvan vrygespreek, dis verby, dis klaar. Daarom jubel Paulus, ek is nie meer die ou mens nie, ons is nuwe mense. Want die vryspraak het gebeur, en in daai vryspraak, die gevolg daarvan is vrede tussen ons en God. Het jy al daardie verandering in jou lewe ervaar? Het jy al daardie verandering jou eie gemaak? Dis moeilik om saam met iemand te leef en voor iemand te leef vir wie jy bang is. Maar dit is soveel makliker om voor iemand en vir iemand en saam met iemand te leef vir wie jy lief is, onvoorwaardelik, omdat hulle vir jou terug onvoorwaardelik lief is. En God het ons kom vryspreek deur sy onvoorwaardelike liefde. Daarom kan ons veranderde lewens leef. Wanneer Paulus praat van Christendom, dan praat hy van 'n lewe versoen met God. Nog nie heeltemal nie, want daar moet 'n wederkoms kom. Maar dit is 'n lewe van hoop, dit is 'n lewe met vrug,
Dis 'n nuwe lewe. Dis 'n lewe waarin jou stasie verander het. Kom vir eens en vir altyd weg van die ou jy. Maak daarmee klaar. Christus het peperduur betaal sodat jy daarmee kan klaarmaak, sodat jy versoen met God kan lewe. Gaan in God, in 'n nuwe verhouding, in 'n veranderende verhouding, in een waar jy passievol gerig is op hom en passievol uit hom leef. Want jy leef uit sy liefde. Jy leef uit sy genade. Natuurlik leef jy ooit ook uit sy geregtigheid. Christus het die geregtigheid vir ons gedoen. En hy het ons stasie kom verander. Van vyande van God, van vreesbevange voor God wees, na mense wat met passie, met liefde, met oortuiging, met vrug dra. Saam en voor God kan lewe. Is dit nie 'n goeie verandering nie? Maak hierdie verandering jou eie en leef veranderd. Shalom. Luister as hy in jou oor kom fluister, luister vir sy stem. Hy wil jou kom haal, soos hy my kom haal het. Hy vat ons saam en haal. Hy verander my hart, hy verander my hele lewe. Hy vat my styf aan die hand, hy wil ek bly, hy verander